Hallo daar, weet jy Badenhorst hierso. Voordat ons begin, kom ons bid saam. Ons liewe Vader, na nog 'n week wil ons net vir U dankie sê vir alles wat U vir ons gedoen het. Hoe U nie net in ons daaglikse fisiese behoeftes voorsien het nie, maar ook in ons geestelike. U is altyd getrou en ons kan altyd op U staat maak. Wil U vandag ook vir ons wys hoe ons nog meer op U kan staat maak, net soos ons voorouers gedoen het op hierdie geloftedag. Hulle het na U gesoek vir U verlossing in 'n wêreldse stryd vir oorlewing en U het hulle wonderbaarlik gehelp. Tog is ons geneig om so maklik oorstelp te raak met ons probleme en nie hoop te sien nie. Help ons asseblief om altyd U te soek. Wees asseblief nou met ons in die studie oor U getrouheid en hoe ons na U alleen moet kyk vir ons redding en verlossing in alle dinge. Help ons om net U waarheid in ons harte in te neem en daaraan vas te hou. In Jesus naam alleen, amen. In hierdie tyd herdenk ons die getrouheid van God en hoe Hy ons voorouers gered het van die Zulus in die geveg van Bloedrivier. Ek lees vir ons die gelofte. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan Hom te doen, dat as Hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat tot sy eer sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit Hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan Hom te gee. Vandag wil ek graag kyk na die getrouheid van God. Ons voorouers het dit ondervind op dramatiese en wonderbaarlike manier op Bloedrivier, maar God was nie net toegetrou nie. God was nog altyd 'n getroue God, wat sy liefde aan ons bewys elke dag. Ons gaan vandag kyk na God se getrouheid, soos ons dit vind in die Ou Testament met die koning Asa van Juda. Na die bewind van koning Salomo het die Israeliese ryk in twee geskeur met Salomo se seun Rehabeam, wat onwys opgetree het en na sy vriende geluister het, in plaas van die wyse ou manne. Jerobeam het koning geword oor die 10 stamme van Israel, en Rehabeam was koning oor Juda, wat bestaan het uit die stamme van Juda en Benjamin. Die stamme van Israel het valse gode begin dien soos die volke om hulle, maar Juda het by die Here gebly. Dit sou natuurlik nie altyd so bly nie, daar sou konings wees van Juda wat nie vir God gevolg het nie. Rehabeam se seun was Abia, wat God grootliks gevolg het. Ek sê grootliks, want soos ons sou kon verwag, was dit die mense, maar ook sondige mense soos ons, en het ook foute gemaak en sondes gedoen. Oor die algemeen egter, het hulle God gevolg en nie in afgodediens verval nie. In 2 Kronieke 13 kan mens lees oor Abia, en hoe Jerobeam teen hom opgetrek het om hom te verwoes, en hoe Abia vir hom byvoorbeeld in vers 11 en 12 van hoofstuk 13 van 2 Kronieke die volgende sê: Ja, ons kom die verpligtinge teenoor die Here ons God na, maar julle het hom verlaat. Kyk, by ons is God aan die hoof, en sy priesters met die trompette is gereed om die oorlogskreet teen julle aan te hef, Israeliete. Moenie in 'n geveg teen die Here, die God van julle voorouers, betrokke raak nie, want julle sal nie slaag nie. God kom deur vir Juda in vers 15, waar ons die volgende lees. Die manne van Juda het die oorlogskreet aangehef. Toe die manne van Juda die oorlogskreet aanhef, het God vir Jerobeam en die hele Israel voor Abia en Juda uitverslaan. Daar word verder nie baie vir ons vertel van Abia hier nie, maar ons sien dat hy nou ook nie perfek was nie, want hy het vir hom 'n klomp vroue geneem, terwyl God uitdruklik gesê het, dat hulle nie meer vroue mag hê nie in Deuteronomium 17.
Ons sien egter nog steeds God se getrouheid met Abia. Maar kom ons kyk na sy seun Asa van hoofstuk 14 af van 2 Kronieke. Ek lees vir ons van vers 1 af tot by vers 5. Abia het by sy voorouers gaan rus en hulle het hom in die stad van Dawid begrawe. Sy seun Asa het in sy plek koning geword. En in sy tyd het die land 10 jaar lank rus gehad. Asa het gedoen wat goed en reg was in die oë van die Here sy God. Hy het die vreemde altare en die offerhoogtes verwyder, hy het die gedenkstene vernietig en die Aseras afgekap, en Juda aangesê om die Here, die God van hulle voorouers, te raadpleeg en om sy wet en gebooie uit te voer. Uit al die dorpe van Juda het hy die offerhoogtes en wierookaltare verwyder. Die koninkryk het rus gehad onder hom. So sien ons hoe Asa goed doen. Hy raak ontslaaf van die afgodediens en die Here in sy getrouheid gee vir die volk rus. Terloops is daar dalk mense onder ons wat wonder hoekom dit so sleg gegaan het met Suid-Afrika en so baie mense ly. Wie is ons leiers en wie dien hulle? Maar nie net ons leiers nie, maar die gewone mense ook. En wat van u en ek? Maar kom ons kyk verder na Asa. Tydens hierdie rustydperk bou Asa sy koninkryk op en versterk die stede en die leer. Maar toe trek 'n vors teen hom op. Ons lees in verse 9 tot 11. Toe Serach die Kusiet teen hulle uitgetrek het met 'n leermag van 1 miljoen en met 300 strydwaans, het hy tot by Maresa gekom. Asa het teen hom uitgetrek en hulle het gevegslinies opgestel in die vallei van Sefata tot by Maresa. Asa het die Here sy God aangeroep en gesê, Here, niemand is soos u om hulp te verskaf in 'n geveg tussen die wat baie is en die wat kragteloos is nie. Help ons, Here ons God, want op u steun ons en in u naam kom ons teen hierdie menigte te staan. Here, u is ons God. Laat sterflinge nie teen u die oorhand kry nie. So was alles maanskin en rose vir Asa, omdat hy van die afgode ontslaag geraak het? Nee, hy het ook moeilikheid ondervind. Moenie laat die geldpredikante jou omvergooi nie. Die lewe van 'n Christen is nie altyd glad en sonder probleme nie. Nee, glad nie. Ons kan ons probleme verwag, net soos enige ander mens. Die vraag is egter, wat ons doen as die moeilikheid kom. Soos ons voorouers by Bloedrivier, draai Asa na God vir hulp, en kyk weer wat hy sê, Here, niemand is soos u om hulp te verskaf in 'n geveg tussen die wat baie is en die wat kragteloos is nie. Help ons, Here ons God, want op u steun ons, en in u naam kom ons teen hierdie menigte te staan. Here, u is ons God, laat sterflinge nie teen u oorhand kry nie. Eerstens gee hy aan God die erkenning dat daar niemand is soos hy nie. Wanneer dinge heeltemal oorweldigend vir ons lyk, is ons presies reg. Dit is totaal buite ons vermoë om 'n uitweg te bewerkstellig. Net soos die probleem van ons sonde, wat heeltemal buite ons vermoë is om te oorkom of reg te stel, so kan so baie van die lewe se uitdagings ons heeltemal magteloos laat. Ons slaan in 'n koue sweet uit en wil in 'n hoekie gaan wegkruip. Dit is nou solank ons van God vergeet en dalk 'n verkeerde idee het oor wie hy regtig is. Ons moet juis in hierdie tye onthou dat God daar is en dat daar niemand is soos hy nie. Daar is niemand soos God om te help vir die wat magteloos is nie. Die vraag wat God aan ons vandag wil vra is dit: wie of wat vertrou jy regtig? Kyk jy na ander mense vir hulp? Dink jy geld sal jou uit die penarie help? Is jy dalk so arrogant om te dink dat jy dit self kan doen? Of gryp jy dalk na valse gode?
soos The Power of Positive Thinking of The Secret of selfs die krag van jou geloof, asof jou geloof op sigself een of ander mag is. Nou leer Asa vir ons, die krag lê by God en slegs by God. My geloof is nie in die krag van my geloof nie, maar in die onderwerp van my geloof, naamlik God self. Asa sê hy is kragteloos. Hy vra God se hulp en sê dat hulle op hom steun en dat hulle in sy naam die menigte aandurf. Let wel, nie hulle eie naam nie. Die eer sal hulle nie toekom nie. Die ego van die gelofte lui in ons ore. Die eer kom die Here toe. Hier is wat die gelofte onder andere gesê het, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat tot sy eer sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Die gelofte, net soos Asa, maak dit duidelik, die geveg is die Here se, en daarom behoort die eer aan hom. Maar kom ons kyk wat die Here toe gedoen het, na Asa se soeke na die Here, en na sy gebed in verse 12 tot 13. Die Here het die Kusiete voor Asa en Juda uitverslaan, en die Kusiete het gevlug. Asa en die manskappe wat by hom was, het hulle agtervolg tot by Gerar. Van die Kusiete het daar soveel gesneuwel, dat nie een van hulle oorleef het nie. Ja, hulle is verpletter voor die Here en sy leer. Die Here tree in, net soos by Bloedrivier, red hy die mense wat op hom aanspraak gemaak het, sy hulp gesoek het, hom gedien het en aan hom die eer gegee het. As ons dus nou kyk wat die verskil gemaak het, verstaan ons dat dit God was wat die menigte oorwin het. Daar staan nie dat Juda die Kusiete verdryf het nie, maar dat God dit gedoen het. Net soos by Bloedrivier het die mense wel die geveg aangesê, die beplanning gedoen, voorsorg getref, die wapens gebruik en die stryd aangesê. Hulle het nie maar net gesit en niks doen en van God verwag om alles te doen. Maar die rede vir die oorwinning was God se bystand. God het ingetree en deur die werk van die mense die oorwinning bewerkstellig. Geloof beteken nie dat ons terugstaan en niks doen nie. Geloof beteken dat ons werk en ons beste doen, maar met die wete dat die eintlike geveg aan die Here behoort en so ook die eer en roem. So hoekom het God vir Juda gehelp teen die Kusiete? Hoekom was dit nie andersom nie? Hoekom het God nie vir Jerobeam gehelp nie? Hoekom nie die Kusiete nie? Kom ons lees net so 'n bietjie verder in hoofstuk 15 van vers 1 af. Wat Asaria, die seun van Obed betref, die gees van God het oor hom gekom, en hy het uitgegaan na Asa toe en vir hom gesê, luister na my, Asa en die hele Juda en Benjamin. Die Here is met julle, wanneer julle met hom is. As julle hom soek, sal hy hom deur julle laat vind. Maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. 'n Lang tyd het vir Israel verloop sonder die ware God, sonder 'n priester wat onderrig gee en sonder die wet. Maar wanneer Israel in sy nood na die Here, die God van Israel, teruggekeer het en hom gesoek het, het hy hom deur hulle laat vind. Die Here kom toe en deur sy Heilige Gees stuur hy 'n profeet na Asa toe. Die rede hoekom God hulle gehelp het, is omdat hulle met God was. Hy sê, die Here is met julle wanneer julle met hom is. As julle hom soek, sal hy hom deur julle laat vind, maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. Die Here help die wat op hom vertrou. Dit gaan oor geloof, werklike geloof, wat nie bloot
'n erkenning is nie, maar 'n vertroue. Wie gaan my help? God gaan my help. As ek hom soek, soos Asa gemaak het, sal hy my help. Dit is belangrik dat ons natuurlik moet onthou dat die manier hoe God my gaan help, baie moontlik gaan verskil van hoe ek dit dalk sou verwag. God het sy eie manier van dinge doen, maar ons kan rus in die feit dat sy maniere altyd beter is as ons. Ons dink dat ons dinge op hierdie of daardie manier sou doen. God weet egter beter as ons wat die beste manier is om ons te help. Baie keer wil God hê dat ons nog bietjie meer sou swaar kry, want daardeur is die eindresultaat beter. Weereens gaan dit oor vertroue. Vertrou ek God werklik, of vertrou ek hom net solank hy optree soos ek sou verwag en soos ek dit sou wou hê? Nee, vertroue beteken vertroue, nie op my eie oordeel nie, maar op die oordeel van die een op wie ek vertrou. Vertroue op God in tye van moeilikheid in hierdie lewe is ons enigste uitweg. Eintlik is ons tot niks in staat sonder hom nie. Maar met hom kan ons saamstem met Paulus in Filippense 4 vers 13. Tot dit alles is ek in staat deur hom wat my krag gee. Maar ons vertroue op God gaan baie verder as net hierdie wêreld en sy probleme. Ons vertroue is in Jesus Christus, wat verskaf is aan ons vir die oorwinning, nie net in die tydelike nie, maar in die ewige. Deur geloof ontvang ons die ewige lewe in Jesus Christus. Wanneer ek my geloof en vertroue plaas in Jesus en dat hy vir my sondes gesterf het aan die kruis, ontvang ek die ewige kroon en die ewige lewe. 'n Stryd wat ek nie kan wen nie, maar wat hy reeds gewen het, terwille van sy liefde vir my. Galasiërs 2 vers 16. En tog weet ons, dat 'n mens nie op grond van die uitvoering van die wet geregverdig kon word nie, maar slegs deur die geloof in Jesus Christus. Ook ons het Christus Jesus geglo, sodat ons regverdig verklaar kon word op grond van geloof in Christus, en nie op grond van die uitvoering van die wet nie, omdat geen mens op grond van die uitvoering van die wet geregverdig sal word nie. Die grootste probleem wat ons het, die grootste stryd wat ons trotseer en waarteen ons die mees makteloos is die stryd teen sonde en die vervreemding van God wat dit meebring. Op geen ander gebied is dit so krities dat ons by God die hulp sal soek om gered te word en die oordeel van sonde nie. Net soos met Asa, waar die verlossing net by God gelê het, en net soos met die mense by Bloedrivier, waar die verlossing net by God gelê het. Net so lê ons almal se verlossing net by God en deur sy seun Jesus Christus. Alles mag dalk op die oomblik vlot verloop in jou lewe. Jou verhouding met die mense om jou is dalk mooi. Jou werk gaan goed, die geld vloei mooi in en jy is fisies lekker gesond. Maar as jy nog nie jou geloof en vertroue in Jesus geplaas het nie, is jy in groter moeilikheid as Asa en is jy in groter moeilikheid as die mense by Bloedrivier. Jy is in ewigheidsmoeilikheid. As dit jy is, draai vandag nog na hom toe en roep hom aan. Jesus Christus is die mees volmaakte uitdrukking van God se getrouheid. Hy het van die begin af geweet wat hy sou moes doen om die mens te red. Deur die eeue heen het hy alles in plek gesit en dit tot uitvoering gebring. Alles ter wille van ons. Mag hy die eer ontvang tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons 'n God kan dien wat betroubaar is, die een op wie ons altyd kan staatmaak. Help ons om elke dag U te onthou en U bystand te soek en te vra, maar om ook altyd aan U alleen die eer te gee. Wees asseblief met ons in die tyd wat kom. Hou U hand van genade asseblief oor ons en ons geliefdes.
Sonder U is alles waardeloos en sonder glans. Ons prys U naam vir wie U is, en hoe U nog altyd in beheer is, en dat ons kan weet die einde is goed, omdat U so gesê het. Amen. Ek bid vir U 'n mooi Sondag verder toe, en 'n week wat vol is van die vreugde en vrede in God. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.